Jesus maak die tempel skoon. Nadat die mense so opgewonde was om Jesus in Jerusalem te sien inkom, het Jesus en sy disippels eers weer teruggegaan na Betanië. Die volgende dag is Jesus weer terug na Jerusalem toe. Hierdie keer is hy reguit na die tempel toe. Langs die hoë tempelgebou was daar 'n groot oop stuk grond. Daar was 'n hoë muur om en dit was gesien as deel van die tempel. Daar was 'n groot geraas en bedrywigheid op hierdie stuk grond. Oral staan diere en mense rond. Mense koop en verkoop allerlei offerdiere. Hulle verkoop dit aan die dorpsmense wat nie self diere het nie, of aan mense wat ver gereis het om by die tempel te kom aanbid en nie diere die hele end kon saambring nie. Ander mense ruil weer vreemde geld om vir die regte soort geld wat hulle vir tempelbelasting moet betaal. Dis omtrent 'n besige spil. Jesus het die gedoente so gestaan en kyk en hy het baie kwaad geword. Hy het geweet dat hierdie verkopers skelms was en dat hulle die mense kil wat by hulle koop. Hulle laat die arme mense heeltemal te veel betaal vir die offerdiere. Jesus gaan toe nader en jaag hulle sommer weg. Hy keer hulle tafels om dat die geld sommer deur trek. Almal is verbaas oor wat Jesus doen. Maar daarna sê hy vir hulle almal: "Die huis van my Vader is veronderstel om 'n plek te wees waar mense vir God kom aanbid. Maar julle maak dit 'n plek vir skelms en rowers." Jesus het 'n sweep van touwtjies gevleg en al die diere en die verkopers uit die tempel gejaag. Nou was daar weer plek vir die mense wat almal vir Jesus nodig gehad het. Party was blind en party kon nie loop nie. Hulle het nou weer na Jesus toe gekom en hy kon hulle gesond maak. Die Joodse godsdienstige leiers het egter vir Jesus met valk oor dopgehou. Hulle was ongelukkig oor hoe Jesus die mense help. Selfs die kinders wat daar rondgehardloop het uitgeroep: "Hoera vir Jesus!" Die skrifgeleerdes was sommer kwaad hieroor ook en hulle wou nog verder met Jesus stry. Maar Jesus wou nie verder stry en hy het van die tempel af weggegaan.